Goeiemôre. Dis alweer ons en depressie is 'n bliksem. En ons het nou in die laaste 3 video's net so 'n klein voelvluggie geneem. Net om te begin dat mense begin dink daaraan om vir hulle vriende aan te stuur en om hierdie reaksie vir ander mense te stuur wat hulle vermoed heel moontlik depressie het of van weet. Ek dink een van die groot lesse wat ek geleer het is dat baie mense, honderde, duisende besef nie dat hulle met depressie sit nie. In die ou tyd, en ek onthou toe ek nog 'n laaitie in die huis was, dan het ek gehoor dat mense wat daar by my ouers kom kuier het, dan word daar gevra, hoe gaan dit met jou? Met sommiges het dit goed gegaan, met ander het dit baie goed gegaan. Maar ek onthou die paar kere wat ek gehoor het, nee jong, ek het nou weer gemoedsbekakking. Ja, dit is nou nie 'n woord wat ons baie in Suid-Afrika ken, ons ken dit nie in Afrikaans nie, maar ek glo van die ouer garde en moontlik van die jonger garde weet van gemoedsbekakking. Dit is wanneer jy aanhoudend voel of jy hartseer is. Jy voel angstig. Jy voel so asof jy 'n leë gevoel binnekant in jou voel. Dit voel leeg. Jy kan dit nie beskryf nie. Jy probeer dit beskryf, maar jy kry dit nie reg nie. Jy stel nie meer belang in stokperdjies nie. As ek nou so hier die kant toe loer, kan julle nou nie sien nie. Maar dis werk wat ek beginne het al 2 jaar gelede, 3 jaar gelede. Dis 'n klein werkie. Dis 'n trappie wat gebou moet word. Die trappie is klaar gebou. Dis 'n ou trappie wat ek net met sandsteen oor doen. Maar dis 3 jaar later en hy's nog nie klaar nie. En ons sal later daaroor gesels. Want die lus ontbreek. Ek het nie die dryfkrag nie. En dan kom die winter nog op my af en dan hou ek nie daarvan om buite te werk, in die son te sit en dan vanaand, môreoggend dan is ek siek nie. So, jy stel nie belang in jou aktiwiteite wat jy voorheen in belang gestel het nie. Byvoorbeeld, jy wil nie meer fietsry nie. Jy wil nie meer om die blok gaan stap nie. Jy het daardie gevoel van dat, weet jy wat, dit is nie meer 'n voorkeur in my lewe nie. Nou hierdie is dinge wat ek ervaar het, dis die dinge wat ek neergeskryf het. Nou dit is nie noodwendig dat almal aan dieselfde simptome ly nie, maar die simptome sal vir baie bekend klink. In my geval, major depressie, kliniese depressie of bipolêre depressie, 3 in 1. Is ek meeste van dit wat hier op my notas is, dit is wat ek oor die tyd ervaar. Hierdie week weer het ek gesukkel met, op 'n skaal van 1 tot 10 het ek weer so bietjie afgesak na 9 toe. Dan voel dit of het hier so bo in die brein so dofferig geraak. Maar 9 is nog 'n goeie gevoel, 8 is nog redelik. Dis eers as ek hier by 7 kom, dan begin ek van die simptome waarneem, dat dit weer meer word in my lewe. So, ek sukkel om te konsentreer, verskriklik. Ek het vanoggend weer vir my vrou gesê, ons het na 'n boodskap geluister. My gedagtes, ek kry dit nie vasgevang nie. Dit is vir my baie moeilik. Ek neem moeilik besluite. Deesdae gaan dit bietjie makliker, maar ek neem baie moeilike besluit. Dit is 'n besluit om te neem of ek gaan opstaan en gaan stap. Dit is 'n besluit om te neem en dis moeite. Jy voel of daar lood in jou voete is, jou hele liggaam voel asof hy vol oortrek is van lood. Jy's rusteloos, jy raak geïrriteerd. Die kleinste dingetjie in my wêreld, wanneer ek begin duik en ek val en ek kom onder 7, 6, 5 en daardie koers by 5 rond, dan wil ek nie meer klank om my hoor nie. Dan moet ek en my vrou apart van mekaar sit, dat sy self na boodskappe en geestelike stukkies kan luister of musiek. Die geringste geluid irriteer my, of ander mense sal weer 'n irritasie ervaar, maklik in die huishouding. So, geluide affekteer my geweldig dan. Ek weet daar was 'n slim woord op 'n stadium wat ek geken het, maar
ek kan die woord nie oproep nie, dis 'n simptoom van binne-in die maniese depressie, die bipolêre depressie, soos ek net nou gesê het, jou major depressie, kliniese depressie, alles maar dieselfde depressie. Jy het ligte met depressie, jy het matige depressie en dan het jy die swaarder tipe depressie waarmee ek stoei. Daar is die aanhoudende simptome ook wat jy kry, wat baie min mense van weet, is kroniese pyn. Jy kan pyn ervaar in jou ingewande, jy het kroniese hoofpyn, jy het pyn op ander plekke. Jy kom by die dokters, maar hulle kan nie die oorsaak vasstel nie. Min van hulle besef dat depressie ook kroniese pyn kan veroorsaak. Ja, dit is baie waar. Jy kry aanhoudend hoofpyne, jy sukkel dag en nag met hoofpyne. Die pille wat jy drink help nie eers nie. Niks werk vir dit nie. In daardie tye dan, wanneer ek so diep wegval, dan is dit hoofpyne van vanoggend deur die nag, dis pille deur die nag, dis pille deur die dag. En so begin jy hande vol pille vat om van jou hoofpyn ontslae te raak en dit ook help nie. Jy voel hopeloos, jy voel pessimisties, jou toekoms lyk donker, jy voel nie of daar 'n toekoms is nie. Jy struggle net om deur vandag te kom. En so kan ons dan nou sê dat ons voel waardeloos in die samelewing, ons voel waardeloos in ons gesinne, ons voel waardeloos teenoor ons huweliksmaat, ons voel in die geheel net waardeloos, ons beteken niks vir die samelewing nie. En hierdie tipe van gedagtes is dit wat dan ook kan gaan na wat ons dan nou sal noem selfverwyd toe. Jy begin jou verwyd oor dinge van die verlede, veral in die verlede. Jou gedagtes gaan terug in die verlede. Jy voel ook dat jy het groot sonde gedoen en jy begin in jou eie gedagtes dink dit is 'n sonde wat ek gedoen het. Want jy sien die pastore en soveel ander gelowiges sê vir jou dat jy het sonde wat jy moet bely. Ek het gesukkel daarmee, maar vandag weet ek dat dit is 'n siekte. Dit gaan nie oor sonde belydenis of 'n klein geloof nie. Depressie is 'n siekte. Jy voel jou slapeloosheid. Sommige mense slaap laat. Sommige mense is vroegoggend weer wakker uit 'n kort naggerus. In my geval gaan dit soms dat ek nagte verbygaan dat daar nie 'n uur se slaap is nie. Daar is 'n gewigsverlies. Ek is 'n normaal 293, 94 kg gewig. Ek verloor gewig tot by so 61, 62 kg. Jy eet nie, dan is daar die simptome van mense wat hulle weer ooreet. En gewigstoename. Hulle vind in die kos wat hulle eet, die baie kos, dit is hulle comfort zone. Dit is waarna toe hulle vlug. Alkoholmisbruik of meer alkohol gebruik as die normaal is ook 'n simptoom. Dit is nie altyd heeltemal die waarheid nie. Spanning kan ook maak dat as jy van die werk afkom dat jy vanaand 2 droppe drink of dalk 'n 3de dop drink. Ek kan nou nie daaroor praat nie want ek is nie in daardie kategorie nie. Dan het jy, hoe kan ek nou sê, saam met hierdie simptome, dan is my groot stryd om selfdoodgedagtes onder te druk. Dit is gedagtes wat my ry, dis gedagtes wat vir my op ander paaie neem en ek sal dit ook in latere videoetjies verduidelik. Maar die beskrywing van gemoedsbekakking, dit klink bietjie kras, maar dit is so waar, maar so waar en so beskrywend van depressie. En as ons die lewe in die gesondheid hou, volgende week, dan gesels ons verder oor die reis met depressie. Intussen tyd, dink maar aan simptome wat jy self ervaar, simptome wat jy by ander waarneem, in jou eie huishouding, jou mans oor die algemeen is baie teruggetrokke wanneer by depressie kom. Hulle wil nie erken dat hulle depressie het nie. Maar 'n geseënde dag vir julle
en ons gesels weer vorentoe.